Hallo julle, Hallo almal. ons is hier so in die naderende vakansietyd en die fokus na 'n baie bedrywige en 'n besige jaar is ook op dinge wat dalk so 'n bietjie ligter is. Nie noodwendig minder belangrik nie, maar nie swaar of gewigtige dinge nie. En in die lig daarvan wil ons vandag 'n bietjie oor 'n interessante woord of 'n interessante term of 'n konsep praat, né? Ja. So, ons het nou gesit en wonder wat sou die Afrikaans daarvoor wees en daar's eintlik 'n hele paar opsies. Dit staan in kontras met die woord wat ons dikwels gebruik van 'n sneller of 'n trigger. Iets wat jou op 'n negatiewe manier beïnvloed en jou eintlik in 'n reaksionêre posisie sit waar jy of veg of vlug of vries. Maar daar's ook 'n woord wat vir die teenoorgestelde gebruik word wat hulle in Engels 'n glimmer noem. En in Afrikaans sou dit iets wees soos 'n glinstering of 'n skynsel, 'n sagte skynsel, iets wat nie noodwendig 'n vreeslike helder lig 'n flits is, né? Ja, maar iets wat net so homself wys. Dis hy. Jou aandag trek. Want die ding met snellers, sielkundige snellers wat ons het is gewoonlik waar ons 'n wond het, 'n psigiese wond waar ons seer gekry het, waar ons sensitief is, waar ons dinge nog nie deurgewerk het nie. En dan is dit amper asof wanneer iemand iets sê of 'n onderwerp kom op, dan druk hy die vinger nou net mooi op daardie seerplek en dan is daar dikwels 'n buiteverhouding reaksie daarop. Met ander woorde, dit kom uit die ego uit op. Die ego wil 'n mens beskerm, die ego wil 'n mens veilig hou, maar die skynsel of die glinstering, die glimmer is iets anderster. Dit laat ons anderster voel. Dit laat ons voel dat dinge reg is. Dat ons veilig is, dat daar is nog mooi of dis reg. Of dit laat mense eintlik voel dit is iets wat spesiaal vir jou is want 'n skynsel of 'n glinstering vir my gaan nie noodwendig vir jou wees nie. Nee. So iets wat vir my 'n glinstering is, sê nou maar groen, die kleur groen. Net om by die venster uit te kyk en dit is so groen, is vir my 'n glimmer, 'n glinstering. Dit laat my baie goed voel in myself. Dit laat my gemaklik voel. Ja. Dis vir my 'n glinstering Dis in reg. my dag. Dis reg. En hy spreek op 'n besondere manier op 'n diep plek in jou waar jy geborge voel, waar jy gelukkig voel. En dit kan ook teruggaan na kinderdae van miskien soos wat ek nou groot geword het in die Laagveld waar dit basies die hele jaar lank groen was. Dit kan steeds dink ek vanuit daai plek van veiligheid en geborgenheid kom van daardie tyd. Maar ek dink ook dit kan ook die teenoorgestelde. Ek meen as ons 'n hele paar dae hier mistige reën weer gehad het en ek word wakker en die son skyn. Dan is dit ook 'n glinstering. Dis ook reg. iets wat die son skyn vandag, dis 'n mooi oop dag. So dit is nie altyd noodwendig net die een of die ander een nie. Nee. Of jy gaan loop met die honde en die mis begin inbeweeg en jy sien hom sulke slierte inkom. Dit is weer ook op 'n ander manier. Dit is iets wat dis net so. Dis nie noodwendig dat dit 'n uur lank duur en jy beleef dit. Dis amper so uit die hoek van jou oog sien jy of dit is vir 'n vlietende oomblik is dit daar. Dis net so 'n sagte aanraking. Wat iets sê van 'n liefde, 'n sorg, 'n geborgenheid, 'n tevredenheid. Net iets. En ek dink dis op 'n manier baie sintuiglik. Ja. Waar ek dink 'n sneller Ja. oor die algemeen iets is wat
omstandighede, sekere omstandighede of iemand se woorde, iemand se optrede, waar 'n glinster baie met ons sintuie te doen het. 'n reuk, 'n lekker 'n geur wat jou aan iets herinner, kan een wees. Vat nou, ekskuus, nee. Nee. Vat nou 'n voorbeeld. Dit is net so dat wanneer Kersfees aankom, dan doen die luister na Kersmusiek iets vir jou. Ja, daar's 'n nostalgie. Ek dink dit is wat daai glinstering doen. Hy gee my daai nostalgiese gevoel. So definitief dit. Ook, ek dink byvoorbeeld aan goed wat vir mense spesiale betekenis het. Vir my het suikerbekkies 'n spesiale betekenis. En hier by ons is daar plante wat suikerbekkies lok, en as jy in die sitkamer hier by die retreathuis sit, dan kom hulle basies net aan die ander kant van die ruit. Kan jy sit en vir hulle kyk. Ja. So dit is 'n besondere een vir my. Dis hy. Dit gee my 'n besondere gevoel van 'n simbool van oorvloed en beskerming en alles wat daarmee saamgaan. Dis reg. So dit is 'n baie persoonlike taal eintlik. Ja. En dit speel vir my 'n bietjie in op sinkronisiteit. Ja. Dit is iets wat net so aanmeld. Ja. En dit is so vinnig dat jy later deur die dag kan sê, "Jemmel, ek wonder of ek dit gesien het," maar dit het so blywende indruk in jou gemaak. Dit is sommer net of die dag beter. Dis reg, ja. Dis 'n beter gevoel. So ek dink waarop dit ook neerkom, is dat 'n mens jouself moet oefen. Om oplettend te wees. Ja. Want ek dink wanneer 'n mens so ingestel en knorrig is, dat jy niks raak sien, dan is dit nogal moeilik vir 'n glinstering om deur te kom. Nee. Maar ek dink ook dat wanneer jy in die emosionele warboel of maalkolk van 'n baie erge sneller is dit net baie moeilik want jy is so in 'n oorlewingsmodus eintlik in jou kop. Dit is so vanuit die reptielbrein dat dit nie regtig waar ek weet nie of dit vir mense heeltemal dan moontlik is om dit raak te sien nie. Ek dink dit kan baie dinge gaan by ons verby wanneer ons ontsteld is of depressief voel of skok beleef het of tragedie of enigiets wat gebeur het. Ek dink dan vat dit baie lank. Baie keer sal mense ook wat baie depressief is sê alles is grys. Hulle kan nie, dis of daar is kleur, maar dis nie asof hulle kleur kan onderskei nie. Dis net alles is net so dit is net nie moontlik om mooi of daai besondere dinge wat vir jou vreugde gee dan altyd raak te sien. Maar terselfdertyd kan dit wees dat 'n mens in daardie moeilike, donkerder tye iets opmerk wat so tot jou spreek wat wel 'n uitwerking op jou het. Ja, en wat dat 'n mens ook in terme van dit, as jy bewus is daarvan ook, en ek dink dit sluit vir my aan by die hele dankbaarheidsbeginsel van om jy voel nie lekker en jy voel alles is teen jou, wat ook al jy voel negatief, om te gaan kyk na dinge waarvoor jy kan dankbaar wees. Net so, dink ek, kan jy gaan kyk na wat is glinsteringe in my dag. En ek dink dit kan 'n baie betekenisvolle verskil maak in hoe jy voel. Ja. Jy het nou gepraat van die suikerbekkies. Ek bedoel nou hierdie week het ons 'n retreat, iemand op retreat hier gehad. Ek wonder hoeveel keer is 'n geestelike begeleidingssessie al onderbreek deur iemand wat sê, "Kyk, daar sit die suikerbekkie," want dan is hulle net hier ander kan die venster. Ja. Kan jy aan iets anders dink wat vir jou 'n skynsel of 'n glinstering was hierdie week? Ek wou nogal baie graag die groot supermaan gesien het gisteraand. Ek dink dit sal die volmaan is altyd vir my een, sterre is vir my een.
om op 'n helder aand buite te wees en die sterre te sien. Wat anders? Ja, dit het baie te doen met natuur. Baie glinstering het te doen met natuur vir my. Die blomtuin is nou Die uitbundigheid van die blomtuin. Die warmte of as dit baie koud in die winter is en jy steek die kaggel aan. Jy weet, daai gevoel van daai hitte, die lig van die vlamme, dit alles is vir my nou nogal glinsteringe. Dit is regtig, dit is soos jy sê, dis verstommend vir ons in elk geval hoe baie dit gekoppel is aan die natuur. Ja. En vir jou? Ek dink aan hierdie afgelope week waar ek vir die eerste keer sedert ons hier op Tafelkop is mossietjies gesien het. Ja, wat jy so graag wou sien, gewonder het, waar is die mossies? Kom is hier die mossies nie. En ek loop van ons kothuis na die retreathuis toe en hier sit die tweeetjies op die lyndraad, die enetjie met so 'n grasie wat vir my sê hulle maak nes ernstig. Ja. En dis 2 mossies, maar dit was so 'n groot vreugde. Dit is sommer net asof Ja, dit was meer van 'n skittering. Ja. Maar jy weet, soos om ons kleindogter te sien, met haar te praat oor die telefoon, om self dinge te doen, soos om kreatief met iets besig te wees, is vir my definitief ook so iets wat my so laat voel, so 'n glinstering, met klei te werk. Ja. So, miskien het jy nou so 'n bietjie meer tyd, is daar 'n bietjie meer spasie in jou dae. Mense is so bedrywig en aan die gang wanneer die jaar in volle swang is, dat jy nou 'n bietjie tyd het en dat jy oplettend kan wees en kan, ek wil amper sê, skryf in jou dagboek so hier aan die kant, glinsteringe wat oor jou pad kom en wat sommer net jou dag 'n bietjie ligter maak. Ons hoop jy kom sommer 'n hele paar teë. En laat weet ons wat is hulle. Ja, asseblief. Mooi bly julle. Lekker week almal. Tata.